Goeiedag, ek is Jenna Lidie, vandag is studente nommer 35054638 en vandag is dit my voorreg om die inwendige struktuur van die dikutiele wortel met die dikutiele stingel te vergelyk. Eerste wil ek vra, kan 'n mens moontlik die verskil aandui van die boonste deel van die grond en die onderste deel van die grond? Ja, mens kan. So, Genesis 1 vers 29 sê, let op, ek het vir julle al die plante gegee wat julle benodig, wat saad dra, en ek het vir julle ook al die bome gegee wat vrug en saad dra. Daardie is julle kos. So dis ons werk as rentmeesters om op hierdie aarde te woon, dit te bewerk en seker te maak dat alles veilig is. Nou, kom ons kyk na die dwarsnee van die dikutiele wortel. Eerste, ons kan sien dat hierdie dikutiele wortel 'n vaatweefsel het wat 'n X-vorm is en ons kan dit sien by al twee hierdie diagramme, want daar is nog 'n X-vorm. Hierdie X-vorm is jou xilium. Daar is floem tussen die armpies van die xilium en die sentrale posisie van hierdie vaatweefsel maksimeer jou strukturele ondersteuning en dan help dit die water vervoer vanaf hierdie wortels. Verder, jou epidermis beskerm jou wortel, jou cortex wat jou parenkiem en jou endodermis is asook die intercellulêre ruimte berg jou voedingsstowwe, dit beteken dit beskerm jou voedingsstowwe. Endodermis is die Kasperi strook wat beheer wat ook al verder daarin gaan, en dan jou sentrale silinder, jou xilium, jou floem en jou perisekel. Is dan nou, soos wat ek al reeds gesê het, jou xilium is X-vormig, want xilium is 'n X. Dan, jou dikutiele stingel. Teenoorgestelde met hierdie, die dikutiele stingel se vaatbindels word in 'n ring gerangskik, waarvoorheen die dikutiele wortel se vaatbindel is X-vormig, en dan hierso word die vaatbindels sirkelvormig gerangskik. Dan, hierdie ondersteun nie net jou strukturele stabiliteit nie, maar dit bied ruimte vir sekondêre groei in. Hierdie tema gaan bietjie meer in graad 11 gehanteer word, maar jou sekondêre groei kom binne in jou cambium voor, hierdie deeltjie. Dan, weer eens, kolinkiem, parenkiem, endodermis sluit in jou cortex, sklerenkiem, die murg, wat tussen die vaatbindels is, jou floem, daardie deel, xilium, en dan is daar mos nou murgstrale tussenin die vaatbindels. Dan gaan ons aan na die volgende skyfie. Die struktuur van jou stingel, soos ek weer gesê het, epidermis, dan het ons cortex en hier is ons cambium, soos ek hier sê, wat jou sekondêre groei is, dat ek al reeds verduidelik, en jou vaskulêre bindels, wat in 'n ringvorm is. Hierdie hele deel. Dan, om die twee diagramme saam te sit aan ons linkerkant, het ons die dwarsnit van jou dikutiele wortel en aan die regterkant het ons die dwarsnit van jou dikutiele stingel. Hoe kan ons dit herken? 'n stingel is lank en as ons kyk na die vaatbindel, dan lyk hy lank. En mens moet net onthou, jou dikutiele wortel is jou xilium, 'n X. En hy is in die middel, waar jou stingel nou weer die vaatbindels in 'n ringvorm het. So,
jou epidermis, by jou dikutiele wortel, is dit die dun buitenste laag, dit bevat wortelhare vir water en mineraalabsorpsie. Jou stingel het ook 'n epidermis, wat ook 'n dun buitenste laag is, maar daar is nie wortelhare nie, dit word bedek met 'n cuticula, wat 'n haaragtige uitgroeisel is. Die cuticula om die haaragtige groeisel is daar vir beskerming. Jou cortex is goed ontwikkel, dit bestaan uit jou parenkiem en dit stoor water vir jou voedsel. Dan, die cortex by die stingel is smal, dis kleiner, soos mens hier so baie duidelik kan sien, en dit is nie so prominent nie, dis hoofsaaklik net vir die ondersteuning en die vervoer. Dan, jou endodermis, hier die deel by die stingel en hierdie hele sirkellaag om by die wortel. Jou endodermis by die wortel is duidelik sigbaar. Dit vat jou Kasperse band, soos wat ons klaar gesê het, en dit vervoer jou water en jou ione. Dan, jou endodermis by jou stingel is smal en dit is nie prominent nie, en soms sy net heeltemal afwesig. Dan, jou perisekel by jou dikutiele wortel is teenwoordig, en dit is verantwoordelik vir die vorming van sywortels. Jou dikutiele stingel het gewoonlik nie perisekels nie, of dit sal net so hier en daar voorkom. Jou xilium, hierso kan ons weer eens sien by jou wortel, is jou xilium X-vormig. Dit is die sentrale silinder. By jou stingel is jou xilium geleë binne in jou vaatbindel, wat in 'n sirkel gerangskik word. So, X-vorm is by jou wortel, dis waar jou xilium voorkom, en dan by jou stingel oor die vaatbindels in 'n ring is, moet ons onthou dat jou xilium in 'n sirkel gerangskik word. Floem is geleë tussen die arms, soos wat ek al reeds gesê het, en dit is tussen jou X-vormpie. So, floem kom die heeltyd tussen elke spasie voor. Floem by jou stingel nou weer, is buite jou xilium in elke vaatbindel. Jou cambium is teenwoordig in sekondêre groei van wortels, nie jou primêre groei van die wortel nie. Maar dan by jou stingel is jou cambium baie duidelik tussen jou xilium en jou floem, en is verantwoordelik vir die sekondêre verdikking van jou stingel. Jou vaatbindels is nie afsonderlik by jou dikutiele wortel nie, maar dis wel baie duidelik afsonderlik by jou dikutiele stingel, want dit word in 'n ringvormige patroon geplaas. Onthou, by jou dikutiele wortel word alles geïntegreer in een sentrale silinder. Jou funksionele fokus van jou dikutiele wortel is die absorpsie en die anker van die plant binne in die grond in. So my wortels se hooffunksie is om water te kan absorbeer binne die grond en seker te maak dat my plant nie net deur wind uit die grond uit gewaai kan word nie. Maar nou weer my stingel se hooffokus of funksie is om die nodige voedingsstowwe te kan vervoer, en dan ondersteun hy ook die plant se blare en se blomme en se vrugte, en dit is ook sy ander doel, dit dra jou blare, jou blomme en jou vrugte. Dan, kom ek probeer net hier te skiep, want hy wil nou nie. Hierso het ek alles getabuleer, soos wat ek al reeds dit behandel het, gaan maar net rustig daardeur.
Weer eens, hier's net nog 'n korter vergelyking. Nou, voordat ek hier verder gaan verduidelik oor my Christelike perspektief, het ek goed gedink om bietjie breër uit te reik met hierdie inligting. So my sekondêre groei in my stingels. Wanneer 'n plant nie net langer nie, maar ook dikker word, noem ons dit sekondêre groei. In stingels gebeur dit omdat nuwe selle gevorm word deur 'n spesiale tipe weefsel genaamd jou vaskulêre cambium. Daardie deel by jou stingel wat ek aangedui het binne die vorm wat soos 'n mieliepit lyk, wat jou vaatbindel is. Hierdie cambium lê tussen jou zilium en jou floem. Floem is mos bo, zilium onder. Dit vorm jou sekondêre zilium aan die binnekant, wat ons ook hout noem. En die sekondêre floem aan die buitekant, wat jou help om jou voedingsstowwe te kan vervoer. Hierdie stingel raak dus dikker, naarmate daar meer van hierdie weefsel gevorm word. Dan het ek goed gedink om jaarringe te bespreek, want dit was vir my so interessant om daarvan te leer. Elke jaar groei bome net tydens sekere seisoene, gewoonlik in die lente en in die somer. In hierdie tyd werk hierdie vaskulêre cambium vinniger en dan produseer dit groter selle. In herfs en winter produseer dit nou weer kleiner, digter selle. Hierdie verskil vorm 'n sigbare ring binne in die hout, wat ons 'n jaarlikse groeiring noem. As jy ooit 'n boom se stam dwars sny, kan jy hierdie ringe tel om te sien hoe oud die boom is. En toe ons hiervan geleer het my brein gaan ontplof en ek het, ek dink dit was 'n paar daggies na dit, wat my tannie hulle besluit het hulle gaan bome afsny, en toe gaan kyk ek en ek gaan tel die boom, en as ek dit reg het, was daai boom 27 jaar oud. Dit was verskriklik interessant om uit te vind. Nou, met my Christelike perspektief. God het vir ons alle wysheid gegee. So, dit is net ons plig om meer te doen daarmee. Ons kan nie net wat God vir ons gee in 'n klein neutedop los nie. So, hierdie het net vir my alles so mooi opgebreek om te sien, God het die plante gemaak vir ons om te kan lewe, en dis kom ek hierby gesê het, dit is om die doel en die orde en die skepping, wat aangedui word deur ons skepper, want hy het alles gemaak, en ons pas net alles so mooi by sy prentjie in. En ons leer om respek te hê vir hierdie plante, en net alles wat mooi is in ag te neem, soos daai boom wat ek toe nou elke liewe lyntjie gaan tel het, en ek het daar gestaan in verwondering, en selfs om te kyk hoe groot 'n mens op 'n mikroskoop kan sien hoeveel detail daar is binne in 'n blaar, en jou stingel en jou wortel. Dit is vir my die mooiste, om te kan sien hoeveel moeite God in sy skepping sit. Baie dankie vir die tyd. Ek hoop regtig dat u hierdie demonstrasie geniet het, en dat u net agterkom, my hart is op die plek waar biologie moet wees, want God se liefde en wonderwerke is oral om ons, en ons moet dit net elke dag inneem en waardeer, en met soveel as moontlik mense kan deel. Lekker dag.